Ek wil gou met julle praat oor 'n visioen wat Blikstemdromer gehad het op die 6de van die 7de maand, so 6 Julie 2026, waar hy sien tsunami-like waves vir die Filippyne, Asië en so aan, waves, tsunamies. So hy sien hierdie tsunamies wat oor die land spoel, oor die kusvlakte spoel, maar hy sê self, dis nie as gevolg van aardbewings nie. Dit lyk soos 'n bad wat slosh. En hoeveel keer het ek nie vir julle hieroor gepraat nie. Ek is so bly ander mense sien dit ook. So, wat ons hierso gaan sien, baie binnekort, en ek kom dit reeds agter hier by my, ek gaan nou vir julle verduidelik hoe, is dat die aarde waggel soos 'n dronk man. Die Bybel sê dit staan daar in Jesaja. So, die Bybel sê die aarde sal waggel soos 'n dronk man. Reg? Nou ja, so dit is amper soos 'n top, wat, julle almal weet hoe top, né? 'n tol wat die kinders mee speel, of 'n bal. Maar die bal, as iets groots omtrek van buite af, dan trek hy oor, en wat gebeur dan? Die aarde counter en gooi homself terug, en dit veroorsaak hierdie wobble, né? Reg. Maar die ding is besig om ernstiger te raak, want daai groot planeet wat kom om die aarde te verwoes, jippie, is kom elke dag nader. En dit is hoekom hulle so druk vir die derde wêreldoorlog, want hulle wil die getalle verminder voor daai planeet hier aangesuiker kom, want die idee is, as ons almal op 'n stadium bykom na die groot verwoesting van die aarde, wat God oor die aarde bring, wil hulle eintlik die meerderheid wees en ons die minderheid, en ons is nog steeds van hulle afhanklik. Nou, dit gaan nie so werk nie. God bring 'n totale verwoesting oor die aarde. Bybel sê min mense sal oorbly. Gaan lees Jesaja 13. Hoe dit ook al sy, die aarde het begin waggel soos 'n dronk man. Sommige aande as ek uitstap by my agterdeur, dan kyk ek op in die lug en my agterdeur kyk suid. So, en dan sien ek Alpha en Beta Centauri, julle sal sien is 2 helder sterre. As jy nie weet waar dit is nie, kyk maar 'n bietjie, die internet gaan vir jou mooi wys. En dit is jou merkers vir die Suiderkruis. En daar is aande wat ek uitkyk dat die Suiderkruis nie meer suid wys nie. Hy wys nie noord-suid nie. Hy het gedraai. Hy lê met sy as wes-oos. So, soos wat hy so lê, draai hy soontoe. Ja. So ek wil vir julle sê, dis goeie nuus. Dis goeie nuus. Kyk, Vader moet die baalstelsel van die tafel afvee. Nou, ons kan dit nie doen nie. So hy moet maak dat daar nie meer 'n grid is nie, want hierdie datacenters hardloop op vreeslik baie water, hierdie hele kamerastelsel, al hierdie dinge hardloop op vreeslik baie water en krag en what have you. Nou God moet dit verwoes, so hy moet die hele gridstelsel wegvat deur middel van verwoesting. Die Bybel sê, groot dele van die aarde gaan brand, dele van die atmosfeer gaan aan die brand staan plek. Nostradamus het gesê, jy sal by sekere plekke, hy het tot die lengte en die breedtegraad gegee, sal jy die gaarvisse op die oppervlakte van die see kan optel. Ja, lekker man, lekker, ek sien uit daarna. Ek gaan dit oorleef, so ek gaan die nuwe aarde sien, die veranderende aarde. Hebreërs 1 sê, God sal die aarde verander. So hy maak nie 'n nuwe een nie, hy verander hom net. Hy herorganiseer hom so 'n bietjie. Hy het dit gedoen maar met die vloed ook, reg? Hy het dit gedoen in Genesis 1 vers 2 ook. Hoe dit ook al sy, hierdie waggel van die aarde veroorsaak dat die water begin van die see, veral van die see, van die damme ook, maar veral van die see, sal begin slosh, en dan hardloop hy oor, dit lyk soos massiewe springgetye, hardloop hy oor die kusvlaktes. Ek het lank al gesê, ou moet nie 'n huisie hê by die see nie, maar nou ja, niemand luister vir my nie. My vader was so goed vir my. Hy het vir my gesê, ek gaan jou ma vat, voor al hierdie moeilikheid begin. So, gaan sy huis toe. Reg, ek gaan na dit, want sy is 80, né? Ek wil haar nie deur hierdie swaar kry wat nou kom, hierdie geboortepyne, hierdie opstaande revolusie, hierdie groot drama, hongersnood, pes, ja, swaar, soos die Bybel sê, ek sal nie graag wil sien dat sy daardeur gaan nie.
So vader het gesê, vat haar huis toe. My ma is gered, so ek is nie bekommer daaroor nie. Maar toe sê hy vir my, daardie huis van jou ma, moenie daar gaan bly nie, want sy bly naby die see. Toe sê hy, moenie daar gaan bly nie, gaan verkoop die huis. Hy sê, ek gaan jou goeie geld vir die huis gee. Hy het maar gesê presies hoeveel. Hy sê, dan gaan ons dit gebruik. Hy sê, gebruik dit dan om die kampe kos te gee in die Noord-Kaap. So, en ek is 'n gehoorsame kind, ek sal dit net so doen. Ek is bang vir God, né? Ek vrees hom. Ek het autoriteit in my huis geleer. My pa was 'n go-getter. My pa was nog 'n man. Mense kry nie meer mans deesdae nie. My pa het ruggraat gehad. So hy het die huis gelei. Hy was priester in die huis, hy het voorgestap. Hoe dit ook al sê, Vader is so groot en genadig dat hy vir ons vooraf waarsku dat hierdie dinge gaan kom. En die mense wat so alles daar by die see het, sies tog, die see gaan alles vat, né? Nou is die feit dat die see baie menselewens gaan vat. Maar ons gaan dit veral begin sien by Filippyne, daar in Asië, is eintlik op die Sunda-plaat. Jakarta, Maleisië, Indonesië, Filippyne, Singapore, daai dele. En die rede daarvoor is, die Sunda-plaat het reeds amper 40 voet gesink by tye, maar boonbehalwe dit is meerendeels eilande. So, as daar nou krisisse kom met die see, kom hulle dit eerste agter. Dis nie soos by ons, wat hier in Pretoria is, en ons weet nie regtig wat aangaan daar onder by die see nie. Want ons bly op die plateau nie. En is so 'n groot kontinent, mense sal nou eintlik agterkom nie. Hoe dit ook al sê, hierdie dinge is op ons. So ek kan dit sien aan die Suiderkruis. Die ouens wat bietjie sterre dophou, die boere, kyk 'n bietjie die Suiderkruis, daar's tye wat hy heeltemal oos-wes lê, wat hy nie veronderstel is om te doen nie. Dis punt nommer 1. Dan weet ons die aarde gaan deur 'n vreeslike wabbel. Ons sal nou nog die ander ding sien, en dis ook goeie nuus. Die son sal opkom op 'n oggend, en voor jou oë sak, en weer opkom, en as hy in die agterposisie, dan sak die son weer voor jou oë, en dan kom hy weer op, en dan is hy in die 11 uur posisie. Skus tog, hierdie is lila. Ek het lila gekry as 'n ekstra hond, aangesien die CIA my wil vermoor. So, ek het lila gekry, sy is 'n groot boerbull mastiff teef, en nou ja, sy is vreeslik lief vir my. Saam met die pitbull. Goed, nou ja, hoe dit ook al sê, hierdie is baie belangrike nuus, want binnekort sal ons hierdie hele situasie sien van die aarde wat waggel, en die water is nie lekker nie, maar ek het vir jou video, waar jy kan sien, daar op die vlaktes in Indië, dat daar definitief fout is, want hierdie dam se water slos so. Hulle kan nie vir jou sê, hoekom is dit so nie? Dit het te doen daarmee dat die aarde is besig om te waggel soos 'n dronk man. Nou die mense wat dink, daar sou 'n wederkoms, en so aan, sies tog. Daar's 'n ander lot wat glo van 'n wegraping, ek beloof vir jou, jy gaan al hierdie dinge saam met die res van ons sterflinge beleef, want daar is nie nou 'n wederkoms nie, en daar's definitief nie 'n wegraping in die Bybel nie. So hierdie hele idee dat Jesus nou gaan terugkom, is 'n groot misleiding, want God gaan eers die aarde verwoes, en Israel herstel, en dan baie ver in die toekoms, sal ons dan eers 'n finale Armagedon hê. Die derde wêreldoorlog is nie Armagedon nie. Die Jode is nie Israel nie, en Israel is nog nooit herstel nie, beslis nie in 1948 nie. Wat in 1948 herstel is die hoer op die dier. So ja, ek sit vir julle die video by, kan julle nou sien hoe slos die water. Binnekort sal ons dit sien op die kusvlaktes. Die tyd sal kom dat niemand sal woon op die kusvlaktes nie vir 'n hele aantal jare. Mark my words. A strange mystery is stumping the internet right now. What the hell is moving this water? So a video coming out of a rural farm in India has gone viral this week, showing this water in a well recently built by the farmer seemingly moving in isolation of everything else. And no one currently knows why or how. I mean, it's to the point where local authorities have sent a specialized research team to investigate what's going on. Now, we do know that it's not an earthquake because authorities have confirmed that 0 seismic activity has been recorded in that region, but other geologists have presented theories such as trapped air beneath the surface, or even the process of underground recharge, or aliens. But as of right now, it's all guesses, cause no one knows.